Goeiemôre aan almal wat vanoggend saamluister. Hierdie week het ek 'n enkele paar teksgedeeltes uitgelig waar ons iets raak sien van hoe God beide vir ons sorg en hoe hy ons red. Vanoggend wil ek vir ons Jesaja 53 vers 1 tot 12 lees. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspreid, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad, dat ons na hom sou kyk nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding, wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by godeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Hierdie gedeelte van Jesaja 53 oor die lydende dienaar is 'n stuk profesie, en dit beskryf die lyding, die verwerping en die uiteindelike offer vir sonde van die wêreld. In hierdie lydenstydperk waarin ons tans is in die kerklike jaar, waar ons onsself voorberei vir Paasfees, wil ek hê ons moet hierdie woorde van hierdie teksgedeelte onthou. Mag ons hierin raak sien en bewus word van die besondere manier hoe God vir ons gesorg het, dat hy 'n plan gemaak het om vir ons sy kinders te red, deur sy enigste seun te stuur om te leef, te ly en uiteindelik te sterf vir ons sondes. Jesus het vir ons gelei, maar hy het ook saam met ons gelei. Daarom besin ons ook in lydenstyd oor die vraagstuk van lyding as sodanig. Daarom kom ons dink vandag ook aan die volgende: Jesus se fisieke lyding, die feit dat Jesus ook saam met mense ly, en menslike lyding in die vorm van siekte en pyn, die dood van 'n geliefde, vernedering en verdrukking, oorlog in die wêreld, hongersnood, eensaamheid, armoede, werkloosheid, depressie, natuurrampe en watter ander soorte van fisieke of psigiese lyding wat mense ook kan ervaar. Gee vandag vir die Here
dit wat jou hart seermaak. En weet dat hy wat lyding en pyn verstaan, omdat hy dit self beleef en ervaar het, verhoor jou gebede en sal vir jou ook sorg, omdat jy sy kind is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie lydenstydperk kan besef dat U vir ons op hierdie manier ook sorg. Here, dat U ons kom red van onsself, van 'n klomp dinge. Here, dat U ons verlosser is. Here, ons is dankbaar daarvoor. En in lydenstyd wil ons in besonder vir U dankie sê vir dit wat U kom doen het vir ons. Amen.